voorreg is dit nie, om almal weer bymekaar te kan kom en net saam vanoggend te luister na die woord van die Here en wat hy vanoggend met ons wil deel. Ons is nog steeds besig met die reeks van ongemaklik. En ek is verskriklik opgewonde om te hoor wat God met ons wil deel rondom wat dit beteken om hom te volg met ons hele lewe. Ek is hierdie week bietjie weer aangemoedig deur hierdie vers wat ek graag met julle wil deel vanoggend. In lyn met die ding wat in ons land gebeur het die laaste ruk, dink ek ons as Christene het so verantwoordelikheid om nie op te hou bid vir ons land nie. Ek sien Paulus motiveer ook vir Timotheus om hierdie te moet onthou. Dit kom voor in 1 Timotheus 2 en dit staan: Eerstens spoor ek julle aan om vir alle mense te bid met smeking, voorbidding en danksegging. Bid so vir konings en alle ander in gesagsposisies, sodat ons in vrede en rustigheid, toewyding en eerbaarheid kan lewe. So is dit goed en aanneemlik vir God ons verlosser, want hy wil dat almal verlos word en die waarheid verstaan. Dit het my net weer aangemoedig om nie op te hou bid vir ons land en ons land se regering, almal in gesagsposisies in ons munisipaliteite, en regtig God te vertrou om wonderwerk te laat gebeur in Suid-Afrika. En ons sal die vrug daarvan kan saam geniet met ander en in vrede en in rustigheid te kan bly. Kom ons word nie moeg daarvoor om in te tree vir ons land nie. Maar kom ons kom en raak stil en aanbid die een oor wie dit eintlik gaan vanoggend. Ons God en ons Vader, Jesus Christus en die Heilige Gees. Kom ons gaan en aanbid nou in Jesus se naam. U ken ons hart, die diepte van ons siel. U het ons losgekoop, daarom kan ons maar net kniel. En alles wat nog hier in ons is, uitstort by U Heer. Want niks is meer ons eie nie, alles gaan oor U. Heer, ons sing van die naam, kan nie anders as om uit te roep van die krag wat daar bestaan. In die kruis en in die Seun se bloed, en U kan ons bly staan. Deur ons in U naam te roem, ons wil net nader tot U, want alles gaan oor U. Alles wat ons het, lê ons nou hier voor U neer. En alles wat ons wil wees, weet ons niks kan sonder U gebeur. En alles wat nog hier in ons is, stort ons uit voor U. Want niks is meer ons eie nie, alles gaan oor U. Heer, ons sing van die naam, kan nie anders as om uit te roep van die krag wat daar bestaan. In die kruis en in die Seun se bloed, en U kan ons bly staan. Deur ons in U naam te roem, ons wil net nader tot U, want alles gaan oor U. Ons harte, dit is vir U, wys ons U hart, o Heer. U ken ons harte,
dit is vir U. Wys ons U hart, o Heer. Ons kan nie op ons eie nie, want alles gaan oor U. Ons kan nie op ons eie nie, want alles gaan oor U. Heer, ons sing van U naam, kan nie anders as om uit te roep van die krag wat daar bestaan. In die kruis en in die Seun se bloed, en U kan ons bly staan. Deur ons in U naam te roem, ons wil net nader tot U, want alles gaan oor U. Goeiedag vriende, ons gaan voort met ons preekreeks ongemaklik en spesifiek om te praat oor ongemaklike liefde. In Johannes 15 lees ons wat Jesus sê oor Bybelse liefde, onvoorwaardelike, opofferende liefde. Dit is 'n liefde wat ongemaklik is. Ware Bybelse liefde lei tot opoffering, die neerlê van jou lewe, jou voorkeure, jou eie selfsugtigheid. Bybelse liefde is kruisvormde liefde, is liefde in die vorm van 'n kruis om dit so uit te druk. En Jesus Christus het hierdie tipe liefde, hy het hierdie ware Bybelse onvoorwaardelike liefde, het hy kom uitleef en kom wys vir ons. Dis 'n liefde wat gee van jouself, jou lewe neerlê. En as Jesus volgelinge word ons geroep om dieselfde te doen. En ons word die opdrag gegee deur Jesus om dieselfde te doen. Nou, hoe lyk hierdie evangelie uitroep liefde, hierdie kruisvormde liefde? Hoe lyk hierdie onvoorwaardelike Bybelse liefde? Hoe werk dit homself uit? Wel, ons het gesê ten minste 4 maniere. Ons het gepraat oor hoe liefde ook vir ons vyande is. Ons het gepraat oor hoe hierdie tipe ongemaklike, onvoorwaardelike Bybelse liefde ons lei om ander te bedien. Hoe dit ons lei tot heiligheid. En vandag wil ek iets sê rondom hoe hierdie ongemaklike Bybelse liefde ons lei tot 'n toewyding. Sommer die goeie alledaagse woord wat ons gebruik, commitment. Liefde is 'n commitment. Liefde is 'n verbond. Dis 'n verbondstoewyding. Dit vra vir toewyding. Nou, in Markus 12 kom Jesus en hy praat met die Sadduseërs. En die Sadduseërs het nie geglo aan die opstanding nie. En hulle praat met Jesus en dan hoor een van die ander skrifgeleerdes dit, van die Fariseërs, en dan wil hulle vir Jesus 'n vraag vra. So kom ons tel hierdie gesprek op. In Markus 12 vanaf vers 28 tot 31 en ek lees uit die Nuwe Lewende Vertaling. Een van die skrifkenners het nader gegaan en geluister na die argument. Beïndruk deur Jesus 'n goeie antwoord aan die Sadduseërs, vra hy hom toe: "Watter gebod is die heel belangrikste?" Jesus het hom geantwoord: "Die belangrikste gebod is die volgende: Luister, o Israel, die Here ons God is die enigste Here. Daarom moet jy die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou ganse siel, met jou totale verstand en met al jou krag. Die tweede gebod is net so belangrik: jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Hierdie twee vorm saam die allerbelangrikste opdrag." En Jesus kom sê hier, jy moet die Here jou God lief hê, jy moet jou naaste lief hê. Hoe lyk hierdie liefde waartoe Jesus Christus ons roep? Hy sê nie net met gevoelens nie net met jou hart nie, maar met jou hart, jou siel, jou totale verstand, al jou krag. Met ander woorde, dis 'n manier wat Jesus sê, met alles wie jy is. Van jou kroontjie tot by jou toontjie, moet jy God lief hê met alles wat jy het. En ook aan jou naaste.
Ek dink as ek en jy in die straat sou inloop en ons sou vir mense vra, wat sê hulle is liefde? Wonder ek wat se tipe antwoord gaan ons kry. Dalk miskien is dit 'n goeie oefening vir jou om te doen. Ek is seker baie mense gaan tog sê dat liefde is hierdie gevoel, dis hierdie touchy, dis hierdie hoendervleis oomblik wat jy kry. Dit het baie met emosies te doen. En ja, liefde het met emosies te doen en God het ons geskape met emosies. En ons het gesien hoe Jesus emosies uitgedruk het. En emosie is reg. Maar baie definieer liefde as net hierdie emosie, hierdie touchy feeling ding. Want ons word so gebombardeer met die kulturele siening van liefde in films wat gemaak word en op die internet en boeke wat ons leef. Of die boeke wat ons lees en baie min word liefde oorgedra as hierdie commitment, as hierdie toewyding, hierdie onvoorwaardelike toewyding, hierdie verbondstoewyding teenoor 'n ander persoon. En daar's een ding wat die God van die Bybel demonstreer. Daar's een ding wat die ware soewereine een aan almagtige Skepper God demonstreer in die Bybel en dit is dat liefde is nie primêr 'n gevoel nie, maar dit is 'n toewyding, 'n commitment, 'n verbond. Wanneer jy deur die Ou Testament lees, dan sal jy sien die een ding wat so uitstaan van hierdie soewereine God is dat hy die nasie, die volk Israel gekies. En sy keuse was 'n onvoorwaardelike, soewereine keuse. Nie omdat die nasie Israel die sterkste was nie, of die slimste was nie, of die meeste toegewyds was aan hom nie, of die meeste potensiaal gehad het nie. Nee, hy het hulle gekies, enkel en alleen op sy soewereine, onvoorwaardelike keuse. En selfs toe hulle nie vir God gekies het nie, selfs toe hulle keer op keer weggekies het en afgedwaal het in afgodsdiens en in ongehoorsaamheid, het God voortgegaan om hulle te kies en nog steeds te kies. God kom vestig 'n verbond met hulle. En hy sê, ek sal soos 'n getroue bruidegom wees. God is soos 'n getroue bruidegom wat die volk Israel najag, keer op keer. Selfs wanneer hulle 'n ontroue bruid is God die getroue bruidegom wat hulle najag. Miskien kan jy gaan lees in Eksodus 32 en Esegiel 16 en sien wat kry jy daar oor God se onvoorwaardelike liefde, sy getrouheid. Die feit dat hy 'n getroue bruidegom is. En dan selfs in die boek Hosea, pragtige lewensstorie wat hier omvou, 'n drama wat God vir die profeet Hosea sê om het hierdie ontroue prostituut vat as 'n vrou vir Gomer en hy moet met haar gaan trou en hoe haar ontrouheid, hoe Hosea se bruid en haar ontrouheid 'n prentjie is van die ontroue volk Israel en hoe sy oorspel pleeg, sê God, maar dis hoe julle oorspel pleeg met ander vals afgode. En dan sê hy my, Hosea, jou getrouheid, hoe jy haar najaag in jou toewyding en in jou verbond, dit is 'n prentjie van hoe ek is. God kom sê, sy liefde is standvastig, is getrou. Sy liefde vir ons is gebaseer op sy verbond. Jesus volgelinge, ons volg Jesus as ons God en ons verlosser, heel eerste. Maar wanneer ons vir Jesus volg, is hy ook ons voorbeeld van Bybelse liefde, ware onvoorwaardelike Bybelse liefde. En volwassenheid, Christelike volwassenheid, beteken om meer en meer soos Jesus te word. Ons volg nie net Jesus om deur sogenaamde Christelike godsdienstige praktyke en rituele te gaan nie, maar om 'n Jesus volgeling te wees beteken om te groei in volwassenheid, om meer soos Jesus te lyk. En dan spesifiek ook in ons liefde en hoe ons liefde uitleef. As ek Jesus volg en die uitleef van my liefde lyk nie soos wat hy liefde uitleef nie, volg ek dan werklik vir Jesus? Of miskien het ek nodig om stil te word en te hoor wat sê Heilige Gees vir my, om in lyn te kom met die evangelie.
om my liefde so te leef dat dit Jesus weerspieël. Ons model van liefde is Jesus Christus. En dan leer ons en ons sien en ons besef dat liefde behels emosies en gevoelens, maar primêr is liefde 'n verbondstoewyding. Dis 'n covenant commitment. En 'n toewyding beteken nie ons ontken emosies nie en ons sê emosies is nie daar nie. Nee, God het ons gemaak met ons emosies. Ons emosies is goed, dis goddelik, dit's reg, dit bring eer aan God. Ons onderdruk nie ons emosies nie. Maar ons kan nie deur ons emosies gelei word nie. Ware toewyding word nie deur emosies gelei nie, maar wat doen 'n ware toewyding? 'n Ware commitment sit ons emosies in die regte plek as te ware. Want commitment kom eerste en dan kom emosie. Die populêre kultuur rondom ons sê, nee, eerste kom liefde en dan kom die huwelik. Ons raak verlief en dan kom die huwelik. En die huwelik word gebou op ons gevoelens van liefde. En die kultuur rondom ons sien liefde net as 'n emosionele voorvereiste vir 'n toewyding binnekant in enige verhouding. En nie noodwendig die gehoorsame uitvloeisel daarvan nie. Nee, ons emosies en ons liefde vloei uit. Eerste ons toewyding. Ons commitment, ons verbond wat ons daar het. Dink gou weer oor huwelik na. Baie van ons kultuur sê en fokus so baie net op die huwelikseremonie en op daai groot huweliksdag se partytjie. Man, jy kan 'n romantiese komedies kyk, jy kan op elke film kyk en op die internet en die boeke wat jy lees, wanneer gepraat word oor huwelik, word soveel gefokus op die feesvieringe en op die emosies rondom dit. Daar word baie min klem gelê op die huweliksbeloftes, op die verbondsbeloftes. In goeie tye en in slegte tye, maak nie saak wat nie, tot die dood ons skei. Tot die dood ons skei. Daar word nie klem op dit gelê nie. En wanneer ons liefde beskryf en sien en dink aan liefde as net emosies en gevoelens en 'n hoendervleis oomblik, dan lei dit tot ongesonde verwagtings. En dan wanneer daar nie 'n gevoel is nie en daar nie 'n goosebump is nie, dan stap ons weg van 'n verhouding. Miskien het jy al baie gehoor hoe Hollywood en Netflix en die internet en weer eens, of dit in boeke is, waar ook al kom gee die indruk dat liefde en liefde, of dit nou is in gewone verhoudings of in 'n huwelik, is dit eers net liefde met die eerste oogopslag en ons is soulmates en ons moet net die regte persoon kry en elke pot het sy deksel. Al wat jy moet doen is die regte persoon kry en dan raak jy verlief en dan bou jy jou lewe en jou alles op hierdie een persoon en as jy sien dinge werk nie uit nie, die 4de punt, dan begin jy weer van voor af dit was miskien nie die regte persoon nie, ek moet net die regte persoon gaan kry. En dink net hoeveel ongesonde druk sit dit op jou. Miskien is jy jonk en ongetroud. Hoeveel druk sit dit op jou dat hierdie baie subtiele manier wat gesê word, jy moet net die regte persoon kry. Iewers daar buite in hierdie wêreld is daar net een persoon wat by jou pas, een regte persoon en jy hoop dat jy kry tog net die deksel wat op jou pot pas. En as dinge nie uitwerk nie, is dit omdat dit nie die regte persoon is nie. En dan moet jy die regte persoon soek. Maar dis nie wat die Bybel sê nie. Die Bybel sê nie, soek die regte persoon nie. God se woord sê, word die regte persoon. Word verander. Wanneer Jesus Christus ons beet kry, en ons sit ons geloof en ons vertroue in hom, en ons volg hom as ons God en ons verlosser, en ons het die vergifnis van ons sonde ontvang, dan is daar 'n heiligmakingsproses wat plaasvind. Daar is 'n karakterverandering en vorming wat plaasvind. Ek begin meer en meer soos Jesus lyk. Paulus praat, hy sê daar's dinge wat ons moet uittrek soos klere ontslaa raak. Daar's ander dinge wat ons moet aantrek. Ek dink ook aan die vrug van die Gees. Ons word meer soos Jesus. Ek soek nie die regte persoon nie. Ek word die regte persoon. Ek word meer soos Jesus.
En ek raak nie net verlief nie. Ja, natuurlik is liefde, veral binne in die huwelik tussen een man en een vrou, gaan dit oor emosies. Dit is daar. En dis reg en is goed, maar dit kan nie net op emosies gebou word nie. Ek bou my lewe op Jesus Christus. En dan saam met my man of my vrou in 'n span, gaan ek en ons is gehoorsaam aan die roeping wat die Here vir ons gee. Ek kan nie my lewe op 'n ander persoon bou nie. Ons is faalbaar. Ons val, ons het voete van klei. My volkome hoop en my vertroue en my lewe bou ek op Jesus Christus. En dan ons raak nie verlief nie, ons wandel in liefde, ons stap in liefde, onvoorwaardelike liefde. En ek bou my hoop op Jesus Christus, en wanneer ons sien dinge is taaf en dinge wil nie uitwerk nie, begin ek weer van voor af, word die regte persoon, loop in liefde, bou jou hoop in jou toekoms op Jesus Christus. Jy sê, maar is 'n heel ander prentjie van toewyding wat die wêreld vir ons sê, reg rondom ons. Die volgende sê Ellen Frau. Hy sê, we don't marry soulmates, we marry suitable strangers. We marry suitable strangers. En ons kies om ander lief te hê. Want weer eens binne in die huwelik, gaan jou man of jou vrou nie altyd lovable wees nie. Hulle gaan nie altyd so optree dat jy vir hulle wil lief wees nie, of wil lief hê nie. En so ook in vriendskap, so in baie ander verhoudings. Selfs, ja, in jou verhouding met Jesus Christus. As Jesus dalk nie vir jou gebede beantwoord soos jy dit wil hê nie, of dinge doen wat soos jy dit wil hê, of gee wat jy wil hê nie, en hy antwoord dalk jou gebede op ander maniere, nie soos jy dit graag wil hê of verwag het nie, mag jy dalk voel dat hy jou nie lief het nie, of nie omgee vir jou nie. As jy jou liefde teenoor Jesus Christus gaan baseer op dit wat jy ervaar in hierdie lewe, dan gaan jou liefde ook op en af wees. As ons liefde net op emosies is, dan maak dit so op en af. Wanneer dit emosioneel goed gaan, wow, en alles werk reg uit vir my, dan is ek baie lief vir Jesus, of dan is ek baie lief vir my man of my vrou. En wanneer dinge dalk miskien moeilik en ongemaklik is, dan val dit. So ons liefde teenoor ander, ware Bybelse liefde, kan nie op emosies wees nie. Ons as mense, ons emosies doen dit. Maar ware Bybelse liefde, verbondsliefde, is ongemaklik. Dit beteken as Jesus volgelinge, ons moet ons denke, ons ingesteldheid, ons dade in lyn kry met die evangelie. Ons moet na Jesus gaan kyk, sien hoe hy opgetree, ons volg hom, dan gaan ons soos hy lyk. Wat sê God se woord oor liefde? Ons leer en ons groei in onvoorwaardelike liefde. Dit is 'n resultaat van ons toewyding. Die permanentheid van 'n verhouding. Ons verhouding as broers en susters met mekaar, ons binne in Christus, ons verhouding in 'n huwelik, dis gebaseer en op 'n standvastige toewyding, 'n verbondstoewyding. Dis nie altyd maklik nie. Dis ongemaklik, maar dit is die evangelie. Dit kan nie net oor gevoelens gaan nie. Weereens, as dit net oor gevoelens gaan, dan gaan verhoudings nie survive nie. As ons net op ons emosies staat maak, dan gaan ons ook mislei word. Want ons emosies kan ons baie maklik mislei. En ons kan weer eens gaan lees van Jesus Christus in die tuin van Getsemane. Sien deur hoeveel emosies het hy daar gegaan. Maar daar was 'n verbondstoewyding. Bybelse liefde, Jesus Christus liefde, kruisvormende liefde, vra van my en jou die opoffering van die soewereiniteit van ons gevoelens. Wat bedoel ek daardeur? Ons gevoelens is nie Here God en meester van ons lewe nie. Ons gevoelens is nie in beheer van ons lewe nie. Nee vriende, daar kan net een wees wat in beheer is van ons lewe, en wat net een wees wat Here en meester en verlosser en God van ons lewe is. En dit is Jesus Christus. Ons gevoelens is nie in beheer van ons lewens nie. Ons gevoelens is nie baas nie. Jesus Christus
kom en in sy getrouheid teenoor ons. Sy getrouheid teenoor ons is nie gebaseer op sy gevoelens en sy emosies teenoor ons nie, of hoe goed ons sing nie, of hoe gereeld ons na 'n kerkdiens toe gaan nie, of hoeveel geld ons gee nie. Nee, die getrouheid van Jesus Christus en sy liefde teenoor my en jou is gebaseer op sy verbond. God is 'n verbondsgod en daai verbondsliefde wat Jesus teenoor my en jou het, is geseël met sy bloed. Is geseël met sy bloed. Liefde is gebou op 'n verbond. En nou kom gee Jesus vir ons die voorbeeld daarvan. Sy liefde, sy verhouding met my en jou is gebaseer op sy verbond. 'n Verbond is eensydig, dit is met sy bloed geseël. En nou sê Jesus, soos wat ek julle lief het, nou gaan julle en julle gaan mekaar lief hê. Maar dit gaan ongemaklik wees. Maar dit is goddelike, ware Jesus Christus, Bybelse liefde wat eer bring aan hom. Dit is ook ware aanbidding. En dit gaan ongemaklik wees vir baie van ons om daarmee saam te stem. Miskien luister jy en dink jy al klaar, ja, maar wat van, maar wat as? Jy sien, ons soek maniere, binnekant in die ou sondige natuur, met wie ons nog baie keer stry, soek altyd 'n cop-out, soek 'n manier uit hierdie onvoorwaardelike liefde. Ons wil dinge regverdig, maar wanneer ons God se woord lees, en ons is eerlik mekaar, en ons laat toe dat Heilige Gees met ons praat, dan sien ons hoe baie stap ons uit lyn uit met ware Jesus Christus, onvoorwaardelike evangelie, kruisvormde liefde. En dit gaan nie net op toepassing van huwelik tussen 'n man en 'n vrou nie. Nee, dis op alle verhouding tussen ouers en kinders, kinders en ouers, vriende tussen mekaar, en veral ook tussen broers en susters in Jesus Christus. Ek kan nie net lief wees vir die wat soos ek lyk nie, of dink soos ek dink nie. En ook 'n ander een wat ek dink ons mis, hoe toegewyd is jy? Wat is jou verbondstoewyding teenoor jou plaaslike kerk? Wat is jou toewyding teenoor Beacon Kerk? Of miskien is Beacon nie jou plaaslike kerk nie, of miskien is jy nie deel van 'n plaaslike kerk nie. Miskien sê jy, nee, daar's te veel probleme, ek volg net Jesus. Maar dis onbybels, my broer en my suster, ja, jy moet deel wees, jy met jou hart en jou hand deel sit van 'n plaaslike kerk. Dit is Bybels en ons sien dit binne in die Bybel in. Dit gaan ongemaklik wees om deel te wees van 'n plaaslike kerk, beteken ek gaan nie net daar wees net wanneer dinge vir my reg uitwerk nie, maar weer eens die verbruikersmentaliteit wat so sterk is in ons samelewing, hierdie consumerism het so in die kerk en in Christene se harte geïnfiltreer. Wanneer dinge taaf en moeilik is binnekant in die plaaslike kerk, of daar's iemand met wie ek verhoudingsprobleme het, of ek hou nie van die sang nie, of daar word goed gepreek wat ek nie van hou nie en nie meer saamstem nie. As dit buite die Bybel is en buite die waarheid is, ja, is daar geldige rede, maar wanneer dinge vir my nie lekker is nie, of wanneer ek aangespreek word, of dis ongemaklik, dan soek ek 'n ander plaaslike kerk waar dit vir my is. Ons hanteer 'n plaaslike kerk, ons toewyding, en ek veralgemeen, dat baie keer blyk dit vir my dat Jesus volgelinge se toewyding teenoor die plaaslike kerk is net soos wat hulle inkopies doen. Ek gaan koop by hierdie plek inkopies en dan hier, en as ek nie hier tevrede is nie, gaan ek soen toe. Maar wat is die toewyding? Het jy al gebid om te hoor wat die Here vir jou sê rondom jou kerk? Ek dink spesifiek aan hierdie skrywer van die boek Ongemaklik, en Brett McCracken, waar sê hy's in hierdie plaaslike kerk in Amerika, en daar's baie dinge wat ongemaklik maak, baie dinge wat hy nie van hou nie, en wat hy nie meer noodwendig sal saamstem oor die styl van die musiek nie, en dinge wat hom ongemaklik maak en uit sy gemaksone uitvat. Maar God sê vir hom, hier moet jy bly. Hier wil ek aan jou werk, hier wil ek jou verander om soos Jesus te wees. Hier wil ek hê, moet jy jou lewe neerlê, hier moet jy bedien. Wat is jou verbondstoewyding teenoor die plaaslike kerk? Die evangelie van Jesus dryf ons in ons toewyding. Liewe vriende, kruisvormde liefde, Bybelse liefde,
voel nie altyd dat ons iets daaruit kry nie. En dit lyk baie keer ook nie eers soos vooruitgaan nie. Dis nie altyd lekker nie, dis baie keer, meeste van die kere ongemaklik. Wanneer ons liefde, die uitleef van ons liefde nie ongemaklik is nie, is dit alreeds vir my 'n sleutel om te sê, daar is dalk miskien 'n liggie wat aangaan om te sê, is dit ware Jesus Christus onvoorwaardelike, kruisvormde, Bybelse liefde wat ek uitleef? Want as dit ware Bybelse liefde is, sal dit ongemaklik wees, want dit vra vir opoffering, dit vra om 'n diensknegt te wees, soos wat Jesus gegaan het en vir ons geïllustreer het keer op keer, en ek dink byvoorbeeld in die keer, toe hy sy disippels se voete gaan was het. Vriende, kruisvormde liefde, Bybelse liefde, ongemaklike, toegewyde liefde, lyk soos, ja, jy's reg, dit lyk soos Jesus. Kruisvormde liefde, Bybelse liefde, ongemaklike, verbondstoegewyde liefde, lyk soos Jesus Christus. En as Jesus volgelinge, word ons geroep om soos Jesus te lyk vir die wêreld, ook vir mekaar. Kom ons bid en ons vra Heilige Gees om ons hiermee te help. Hemelse Vader, ons sê baie dankie dat ons net ook kan stil staan by U geskrewe woord. Help ons om nie vinnig deur U geskrewe woord te hardloop nie. Vader, help ons dat wanneer ons U geskrewe woord lees, Heilige Gees, U kom en dit openbaar en dit kom seël in ons harte. Heilige Gees, dankie dat U ons lei en ons vat keer op keer terug na Jesus toe. Dankie dat in ons woorde, ons lewe, ons dade, ons keuses, ons Jesus Christus sal verheerlik en U Christus in ons lewens sal verheerlik, Heilige Gees. En daarom wil ons ook ons harte en ons lewens oopmaak en sê, Heilige Gees, kom deursoek ons. En ook spesifiek rondom ons liefde, ons onvoorwaardelike verbondsliefde, ons toewyding en liefde. Hoe toegewyd is, hoe leef ons werklik Christus liefde uit? Help ons om dit te kan doen, want in ons eie krag kan ons dit nie doen nie. Dankie Here Jesus dat U ook vir ons plaaslike kerke gee, dankie dat U vir ons broers en susters in Christus gee, dankie dat ons ook mekaar kan skaaf en skuur, dankie dat U ander broers en susters ook gebruik as bytels en skuurpapier, om ons karakters te vorm, dat ons meer en meer soos Jesus sal lyk. Dankie dat as plaaslike kerk, ons 'n deeltjie kan wees van U liggaam Jesus, en dat nie net individueel nie, maar gesamentlik ons ook meer en meer soos U kan lyk, en in besonder en spesifiek U onvoorwaardelike liefde kan uitleef. Dankie Here Jesus, ons het U krag en U teenwoordigheid nodig. Alles tot eer en verheerliking van U naam. Amen. Vriende, kom ons gaan in hierdie week en ons wees sensitief en ons wees bewus oor hoe Heilige Gees met ons praat, en ook aan God se geskrewe woord. Kom ons gaan leef hierdie kruisvormde, onvoorwaardelike, ongemaklike Jesus Christus liefde uit. Mag jy 'n baie geseënde week hê. This is my desire, to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore
Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. This is my desire, to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. It's in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Have your way in me. Oh, your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Every breath that I take, moment I'm awake, Lord, have your way in me. Have your way in me.
Here's my heart, Lord. Here's my heart.